Ons hanteer die reeks van Psalm 25, 'n Psalm wat geskryf is deur Dawid in moeilike omstandighede. En Psalm 25 word gekategoriseer as 'n klaagpsalm, maar asook 'n psalm van vertroue, want dit dien as 'n refleksie van Dawid se persoonlike stryd en worsteling. Psalm 25 gee vir ons 'n uitbeelding van waarmee Dawid worstel. Sy skuldgevoel oor sonde, hy het vrees vir sy vyande, en hy roep ook op die Here, en hy maak staat op God vir sy leiding en sy wysheid. En alhoewel ons nie presies weet wat die omstandighede was waarin Psalm 25 geskryf is nie, weet ons een ding verseker, en dis 'n psalm wat geskryf is in 'n tyd van nood. Dis 'n psalm wat geskryf is deur Dawid, waar hy tot die besef gekom het, hy kan niks doen nie. Hy vertrou absoluut nou net op die Here, en hy vertrou God vir die uitkoms. Julle sal onthou van verlede week se preek, het Dawid juis hierdie psalm begin met 'n kragtige beeldspraak, waar hy gesê het, ek hef my siel op na U. Een kommentaar stel dit so mooi, en hy sê, dis asof Dawid sy siel in sy hande gehou het, en hy het sy arms uitgestrek met sy siel in sy hande, en hy het gesê, Here my God, hier is ek, hier is alles van my, hier is my menswees, hier is die kern van wie ek is, my omstandighede, en ek kom hef dit op aan U. Met ander woorde, wat Dawid gedoen het, hy het homself totaal en al oorhandig aan God. Hy het homself totaal en al oorgegee aan die Vader. En die heel eerste gedagte, wat werklik uitstaan hierso, selfs met die voorbereiding daarvan, ten spyte van wat in Dawid se omstandighede gebeur, ten spyte van die vrees wat Dawid het, ten spyte van die skaamte, ongeag wat die omstandighede was, is die heel eerste gedagte wat Dawid deel, dat God nog steeds in beheer is, en dat sy vertroue slegs op God rus. Hy het nie gefokus op die omstandighede nie, maar hy het gefokus op God. En Psalm 25 vers 2 bou op hierdie gedagte. Julle is welkom om daar oop te maak. En ek lees vir julle, my God, op U vertrou ek. Laat my tog nie beskaamd staan nie. Laat my vyande nie oor my jubel nie. Nou vandag wil ek vir julle sê, ons sit ook nie met presies die omstandighede waarin Dawid gesit het nie. Maar elkeen van ons ervaar ons eie persoonlike stryd en worsteling. Elkeen van ons wat hier sit, het ons eie vrese en bekommernisse. Soos ons hier sit, ervaar ons dinge min of meer op dieselfde manier. Hoekom sê ek so? Want nie een van ons wat in hierdie gebou sit, kan met sekerheid sê, hulle weet wat môre gaan gebeur nie. Nie een van ons wat in hierdie gebou sit, kan met sekerheid sê, ek weet wat die volgende maand gaan inhou nie. En wat veroorsaak dit? Dit veroorsaak onsekerheid. Dit veroorsaak twyfel. Dit veroorsaak vrees. Miskien is daar van julle wat hier sit, wat wonder, maar in 'n land soos Suid-Afrika, waar gaan ek dalk 'n werk kry na ek matriek voltooi het? Kyk hoe lyk die werkloosheidssyfer. Waar gaan daar vir my toekoms wees? Miskien is daar van julle wat hier sit, wat sukkel en worstel met 'n emosionele stryd. Wat worstel met dinge van die verlede. Wat dalk sit met 'n skuldgevoel oor dinge wat ons in die verlede gedoen het. Miskien is hier vir ons wat hier sit, wat sit met moeilike werksomstandighede. En dit voel vir jou, daar kom net nie 'n uitkoms nie, daar is net nie 'n uitweg nie, en jy weet nie wat om te doen nie. Elkeen van ons se situasie verskil. Elkeen van ons omstandighede verskil. Maar ons almal het vrees, ons het almal stres, ons het almal twyfel, ons het almal onsekerheid. En net soos Dawid hierdie psalm geskryf het in 'n tyd van nood, is hierdie boodskap juis ook vir elkeen van ons as gelowiges. Wat se nood jy ook al nou ervaar. Die vraag is egter net, wat is ons eerste reaksie? Wat is ons eerste gedagte wanneer ons ons bevind in hierdie omstandighede? Kan ons werklik sê, net soos Dawid, maar Vader, ek gee myself totaal en al oor aan U. Ek oorhandig wat in my omstandighede aangaan oor aan U. My vrese oorhandig ek aan U.
my menswees wie ek is, kom lê ek voor u voete, en ek kom gee myself totaal en al oor aan u. Kan ons werklik sê dat ons God vertrou, soos Dawid hier verklaar? Of probeer ons maar nog, soos dat ons is as mens, probeer ons nog dinge op ons eie maniere uitwerk? Probeer ons nog uitkomstes manipuleer? Probeer ons nog op ons eie maniere sekerheid kry vir die uitkomstes wat ons graag wil hê? En dit wat Dawid verder sê, bou daarop. Hoor wat skryf Dawid in vers 2. Hy sê, my God, op u vertrou ek. Nou as jy daai eerste gedeelte gaan vat, my God, dui op 'n besitlike voornaamwoord. Die van julle wat nou Afrikaans het, sal nou weet waarvan ek praat. En as jy vir Pieter sê is, gaan sy definitief weet waarvan ek praat. Maar as Dawid sê, my God, dui dit op 'n besitlike voornaamwoord. En weet julle wat is besonders daarvan, is Dawid erken hiermee dat hy God persoonlik ken. Hy praat nie van die Here net in die algemeen nie. Hy verwys nie net na God net in 'n term nie. Hy verwys dat hy 'n persoonlike, in diepte, intieme verhouding het met God. Dawid verklaar ook, met net daai gedeelte, my God, verklaar hy ook, dat sy God homself nie distansieer nie. Dat sy God nie duisende kilometers ver is van hom af nie. Hy sien God as 'n persoonlike God, 'n persoonlike verlosser, 'n persoonlike saligmaker wat naby is, wat naby in sy nood is, wat naby in sy omstandighede is. En Dawid verklaar hiermee sy verhouding met die Here. Ag, ek wil 'n eenvoudige voorbeeld gee. Almal wat getroud is en almal wat in 'n verhouding is, gaan hierheen, ek het dit spesiaal uitgedink vir julle. Okay. So, dit het al baie dalk met een van julle gebeur, of met ons almal. Soos wat jy dalk loop tussen Pick n Pay, of soos wat jy dalk mall toe gaan, moet ek dalk eerder sê, want hier is nie veel in Henneman om te doen nie. Meeste gaan seker welkom toe. Maar kom ons sê jy gaan welkom toe of mall toe, waar jy ook al is. Het dit seker met elkeen van julle gebeur, dat jy 'n man of vrou raak geloop het, wie jy net glad nie ken nie, en iets het dalk net gebeur, of iemand het net vir iets kom sê, maar jy het geen verwantskap met die persoon nie. Wat sê ons gewoonlik? Ons sal gewoonlik sê, hi liefie, hoorie, ek het hierdie man raak geloop, of ek het hierdie vrou raak geloop. Nou, as jy sê, hierdie man of hierdie vrou, beteken dit, daar is geen persoonlike konneksie nie. Jy verwys dan net na hulle in die algemeen. Jy sê net, ek het daai oom met die cheetah trein raak geloop. Nou, dink almal, ja, maar net nie steen nog nie, asseblief. Kom ons los dalk die cheetah voorbeeld, maar as jy verwys na hierdie man of hierdie vrou, is dit 'n algemene term. Maar, hier kom dit nou, almal wat getroud is, ek hoop julle praat so, almal wat getroud is sal sê, my man, my vrou. Hoekom sê ek so? Dis mos nie iemand anders se vrou nie. Dis mos nie iemand anders se man nie. Ek hoop nie so nie. Anders moet jy maar kom vir 'n beradingsgesprek hierna asseblief. Maar as jy sê, my man, my vrou, wat sê jy? Jy het 'n persoonlike verhouding. Jy neem eienaarskap van daai huwelik. Jy sê, dit is my man, by wie ek gestaan het voor die kansel. Dit is my vrou, by wie ek 'n belofte afgelê het, dat ek die res van my lewe getrou sal wees aan haar. Jy neem eienaarskap daarvan. Daar's 'n band van vertroue, respek en liefde. En dis wat Dawid hier probeer uitbeeld, om te sê, my God, my persoonlike God. En jy sien, net soos in enige verhouding, behels dit vertroue. Wanneer Dawid sê, my God, en hy druk op die persoonlike verhouding, beteken dit, hy verklaar dat hy op God vertrou, dat hy God se karakter vertrou, dat hy vertrou op God se goedheid, dat hy vertroue het op God se beloftes, op wie God is in sy lewe. Hy maak staat op God se voorsiening, sy leiding en sy wysheid. En net soos in enige ander persoonlike verhouding, sal jy nie 'n verhouding kan hê, as daar nie kommunikasie is nie. Kommunikasie is uiters belangrik in 'n verhouding. Daar is sommer vir julle 'n dating tip, die wat nou nog single is. Maar kommunikasie is uiters belangrik. En hoe gaan ek en jy 'n persoonlike verhouding met God kan hê, as ons nie in gebed verkeer nie?
as ons nie met hom kommunikeer deur ons gebede nie? Hoe gaan ons 'n persoonlike verhouding met die Here hê as ons nie ons harte kan oop lê vir hom en sê, Vader, hier is ek nie. Hier is my omstandighede nie. Hier is my finansies. Hier is my emosionele stryd. Vader, ek vra vir u leiding en u wysheid. Want dis mos hoe ons kommunikeer met God. En dit 'n persoonlike verhouding met God rus ook op die feit dat ons weet, hy praat met ons. Natuurlik kommunikeer God vandag met ons. Hy is nie stil nie. Hoe kommunikeer hy met ons? Deur sy woord. Hoeveel van julle het die Bybel hier oop? Hy praat met ons deur sy woord, skrif wat deur hom geïnspireer is, wat tot vandag toe van toepassing is op ons. Waar daar nie, soos hulle in Engels sal sê, 'n expiry date daarop is nie. Daar is nie 'n vervaldatum op die Bybel nie. Dit bly vir duisende en duisende geslagte dieselfde. As ek 'n voorbeeld kan gebruik van Moses en Joshua, generasies na generasies, moes hulle gesê het, die keuse bly nog steeds staan. Kies wie jy moet dien. Jy het die keuse om te kies. En dis wat Joshua so mooi gesê het, waar hy gesê het, ek en my huis, ons sal die God dien, ons sal God dien. Daai keuse bly nog steeds relevant vir elkeen van ons. Om 'n persoonlike verhouding met die Here te hê, beteken ons moet aktief wees. Hoe doen ons dit? Dit beteken, jy is eerstens voortdurend op jou knieë. Jy bid voortdurend. Jy lê jouself voortdurend neer by die Vader. Om 'n persoonlike verhouding met die Here te hê, beteken jy vat die woord van God en jy delf daarin. Dis nie net 'n kwessie van kom 'n Sondag, hoor wat gesê word, maar dit bly net by terms nie. Of by lering nie. Dit beteken jy gaan huis toe. Jy maak die Bybel oop en jy sê vir jouself, wat probeer die Here vir my in hierdie gedeelte sê? Kom ek gaan doen navorsing. Wat probeer die Here van hierdie gedeelte openbaar? Jy is voortdurend in die skrif, jy is voortdurend in gebed. Want kom ek sê vir jou, sonder gebed in skrif, wil ek jou vra, hoe gaan jy die Here persoonlik leer ken? Want sy wese, wie hy is, sy beloftes, sy getrouheid, word gevind in sy woord. Julle kan voorbeelde daarvan gaan lees in Spreuke 3 vers 5 tot 6, Jeremia 33 vers 3 en 1 Tessalonisense 5 vers 17. 'n Persoonlike verhouding met die Here beteken nie dit bly net by kennis nie. Dit beteken jy ervaar sy intimiteit, jy ervaar sy liefde. 'n Persoonlike verhouding met die Here beteken waar jy ook al gaan, is jy voortdurend bewus van sy teenwoordigheid. In dieselfde voorbeeld wat ek gebruik het van man en vrou. Niemand wat hier in 'n verhouding sit of in 'n huwelik is, kan vir my sê, jy het jou meisie of jou ou of jou man of vrou leer ken deur net passief te wees nie. As daar enige iemand is wat hier sit en vir my sê, jy het jou vrou leer ken deur net daar te sit. Okay. Ja, okay, nee, ek sien in haar oë, sy hou van peppermint chocolate. Ja, nee, lekker. Okay. Rooi rose, ja, geel. Niemand het mekaar leer ken deur net by mekaar te sit en niks te doen nie. Hoe het jy mekaar leer ken? Hoe het jy jou man leer ken? Hoe het jy jou vrou leer ken? Jy het tyd opgeoffer. Dit was 'n aktiewe belangstelling. Jy het basies dit, soos in Engels sal sê, 'n mission gemaak om haar te leer ken. Julle almal weet waarvan ek praat. Toe ons nog vlerk gesleep het, nou klink ek ook al bietjie oud. Toe ons nog vlerk gesleep het, wat het jy gedoen? Haai tannie, hoorie, dis nou al verjaarsdag. Ek wil net hoor, jy weet, wat hou sy van om te eet, wat hou sy nie van om te eet nie, wat irriteer haar, gee my bietjie wenke daar man, 'n man wil mos nou 'n goeie indruk maak. Verstaan, so, dis wat dit is, dieselfde met ons verhouding met die Here. Jy delf in die skrif, jy delf in gebed, want dis hoe jy hom persoonlik leer ken. Dit vereis van jou om tyd op te offer. Dit behels om aktief belang te stel, om te ontdek die wese van wie God is in jou lewe. Persoonlike verhouding met die Here beteken ook, jy is gehoorsaam aan sy wil. Jy wil gehoorsaam wees aan hom. Jy wil hom eer en verheerlik met jou woorde en jou dade, want hy is vir jou die belangrikste van alles en almal. Soos Matteus 6 sê, soek allereers die koninkryk van God.
En daarom gaan jou lewe streef om hom te eer en te verheerlik. Vriende, jy sien hoe nader ons aan God groei, hoe meer word ons geslyp. Hoe nader ons aan God groei, hoe meer word ons gevorm deur sy liefde en sy genade, wat ons dan in staat stel om 'n lewe te leef soos hy wil hê ons moet leef. Om 'n persoonlike verhouding met die Here te hê, beteken jy moet erken, jy kom op 'n plek in jou lewe soos Dawid, waar jy erken, jy kan dit nie uit jou eie vermoë uitdoen nie. Dit gaan nie oor jou dade nie. Dit gaan slegs oor God se liefde en genade vir jou. Die dade gaan net 'n bewys wees van jou geloof in hom. Maar jy word nie gered alleenlik op jou dade nie. En hier is ons die belangrikste van alles, waarop Dawid ook dui, as hy sê, my God. 'n persoonlike verhouding met God beteken jy besef, die duurste prys is vir jou betaal. Jesus Christus is vir jou gekruisig. 'n persoonlike verhouding met die Here beteken jy besef, 'n verlosser was gemartel vir jou. 'n persoonlike verhouding met God beteken jy besef, 'n verlosser was geslaan vir jou. 'n verlosser was bespot vir jou. 'n verlosser het sy lewe gegee vir jou. 'n verlosser is gekruisig vir jou. Ek praat nie nou net van die algemeen, ek praat van elkeen individueel vir jou. Jesus is vir jou gemartel. Hy is vir jou gekruisig. Hy is vir jou geslaan. Hy is vir jou bespot. Wat is meer persoonlik as 'n verlosser wat homself verneder het om sy liefde aan jou te bewys? Is dit nie uiteenbeelding van liefde en genade nie? Want in my opinie is daar niks meer persoonlik as dit nie. Ek sê nou in die Bybel opening ook vanoggend die, ons sit hierso, en nie een van ons was by Jesus Christus se kruisiging nie. Maar nog steeds, het hom nie gekeer om aan elkeen van ons te dink, toe hy aan daai kruis gehang het nie. Want die kruisiging is vandag ook van toepassing, en sal vir altyd van toepassing wees. Maar jy moet besef, iemand het gesterf vir jou. Daar was 'n opoffering gemaak vir jou. Daar was 'n prys betaal vir jou. Ek meen, gaan vat net 'n eenvoudige video op YouTube. 'n regte video wat vir jou net 'n uitbeelding gaan gee van die lyding wat Jesus moes ervaar het. Van die swaar kry wat hy moes ervaar het. Van die bespotting wat hy moes ervaar het. Sodat ek en jy vandag, min of meer 2000 jaar later, kan toegang hê tot die Vader. Sodat ek en jy vandag, min of meer 2000 jaar later, kan rus vind by God se voete. Sodat ek en jy, min of meer 2000 jaar later, kan besef, daar is vir ons 'n ewigheid. Dit is vir my die beste uitbeelding van 'n persoonlike verhouding. Dawid gaan verder en hy sê, op U vertrou ek. Nou, as jy daai woord vertroue gaan vat en jy bestudeer hom, gaan jy sien dit verwys na sekuriteit. Dit verwys na vertroue. Dawid verwys juis hierso, soos ons gesê het, dis nie om passief te wees nie. Dit beteken nie jy moet agteroor sit nie. Dis 'n aktiewe belangstelling God, 'n aktiewe daad van ek plaas my vertroue op God. Een van die beste voorbeelde wat ons gebruik het is 'n stoel. Die van julle het dit nog nie gehoor het nie. As jy hier instap in die kerk, ek het niemand sien huiwer om op 'n stoel te gaan sit nie. Ek het nie gesien dat iemand homself moes inpraat om op die stoel te gaan sit nie. Niemand het die stoel opgelig en sy pote gevoel en gekyk hoe stewig hy is nie. Jy het net gaan sit en niemand het geval nie, genadiglik nie. Maar niemand het geval nie, want jy het vertroue gehad in die stoel. Maar jy kan nie vir my gesê jy het vertroue in die stoel as jy nie op hom gaan sit nie. Want iewers moet jy gaan sit. Iewers moet jy jouself gaan oorgee en oorhandig aan die stoel. Want jy weet wat is sy doel, om jou te ondersteun, om jou gewig te ondersteun. En dis die konsep wat Dawid uitbeeld. Hy het gaan sit op die stoel. Hy het oorgegee aan God. Hy het nie net gesê hy vertrou nie, hy het aktief vertrou. As Dawid praat van hy vertrou op U, verklaar hy ook hiermee dat hy nie op homself staat maak nie. Hy verklaar hiermee dat sy vertroue op niks anders geplaas gaan word nie. Sy vertroue gaan nie geplaas word op die omstandighede nie. Sy vertroue gaan nie geplaas word op dit wat hy sien nie.
Sy vertroue gaan alleenlik geplaas word op sy saligmaker, op sy verlosser, God die Vader. En ten spyte, soos ons sê, wat in sy omstandighede aangaan, en ek herhaal dit, ten spyte van dit wat hy ervaar het, was hy stil tevrede in sy God. Ongeag wat gebeur, het hy geweet, sy God bly in beheer. Hoor hoe mooi sê die skrif dit, Psalm 7 vers 1. Here my God, by U skuil ek, verlos my van almal wat my agtervolg en red my. Psalm 31 vers 1 tot 2. By U, Here, skuil ek, laat my nie vir altyd beskaam staan nie, bevry my deur U geregtigheid. Psalm 34 vers 23. Die Here red die lewens van sy diensknegte, en niemand wat by hom skuil, sal boet nie. Sien vriende, net soos 'n boot geanker word aan die hawe deur toue, net so word ons geanker aan die hawe deur God, sodat ons nie kan wegdryf nie. Sodat ons nie in hierdie wêreld kan wegdryf nie. God is die een wat ons by daai hawe hou deur sy woord, deur sy liefde, deur sy genade. Wanneer ons besluit om te delf in wie hy is, en die wese van wie hy is in ons lewens, bly ons geanker by die hawe van die lewe. En net soos ek vir almal kan sê, en soos almal weet, die oomblik wat jy wegdryf in gebed, die oomblik wat jy wegdryf van skrif af, gaan jy wees soos 'n boot wat nie geanker is nie. Jy gaan net al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer wegdryf. Nou, hoe lyk vertroue in vandag se lewe? As Dawid sê hy vertrou op U, en soos ons gesê dit verwys na sekuriteit. Hoe lyk vertroue vandag vir ons? Om te vertrou beteken dat wanneer ons as gelowiges onsself bevind in onsekerheid, wanneer ons 'n besluit moet neem, het ons die voorreg om te kan bid vir wysheid, sodat ons deur God gelei kan word om die regte besluit te neem. Jakobus 1 vers 5. Om te vertrou beteken ek en jy het die voorreg deur 'n verhouding met die Here om daagliks ons vrese en bekommernisse aan hom te kan oorhandig en oor te gee aan hom, sodat ons vandag rus kan vind in God se goedheid en getrouheid. Matteus 6 vers 25 tot 34, 1 Petrus 5 vers 7. Om te vertrou beteken ons kan vashou aan God se beloftes en ons kan weet dat hy als ten goeie sal meewerk vir die wat hom liefhet. Selfs al misluk ons, selfs al maak ons foute, want sonde hoef ons nie verlam te laat nie. Christus laat ons weer loop. Romeine 8 vers 28. Om te vertrou beteken om 'n vrede van God te ervaar ten spyte van die omstandighede en die onsekerhede. Al het jy nie 'n antwoord nie, al weet jy nie wat voor lê nie, beteken dit ons het die voorreg om God se vrede te kan ervaar en te weet hy bly in beheer en ons vertrou hom vir die uitkoms. Jesaja 26 vers 3 tot 4. Om te vertrou vir ons beteken om geduldig te wag op God se voorsiening. Dat ons die sekerheid het om te weet dat God se tyding is perfek. Selfs al gebeur dit nie in die tyd waar ons dit wou gehad het nie. Selfs al werk dit nie uit soos ons hoop dit gaan uitwerk nie. Ons weet God se tyding is perfek en ons weet God se weë is bo ons weë en sy gedagtes is bo ons gedagtes. En ons kan selfs weet en ons kan sit met die sekerheid dat God in die agtergrond werk. Al sien ons dit nie altyd nie. Habakuk 2 vers 3. En nog 'n eienskap van vertroue wat belangrik is om te kan sê ons hou vas aan God se goedheid, aan sy getrouheid. As ek elkeen van julle moet vra, kom gee getuienis van hoe die Here in jou lewe gewerk het en hoe hy al vir jou voorsien het, is dit ook vertroue. Want jy herinner jouself dat jy 'n rukkie terug dalk in dieselfde omstandighede was, maar God het jou daar uitgebring. En daarom kan jy kyk na jou nuwe uitdaging of jou nuwe vrees en sê, as God uit daai omstandighede gered het, sal hy my definitief weer uit hierdie omstandighede red, want hy is goed en hy is getrou. Om op God te kan vertrou beteken jy maak nie staat op jou eie insigte nie.
Jy maak nie staat op jouself nie, soos Dawid gesê het. Ek maak nie staat op myself nie. Ek maak nie staat op dit wat ek sien en dit wat ek by mekaar kan kry nie. Ek maak nie staat op my besittings nie. Ek maak nie staat op my finansies nie. Maar ek vertrou God ten volle. Ek vertrou hom vir wie hy is. Jy sien selfs in die lewe van vandag, bevind ons dikwels in omstandighede waar ons voel dat ons niemand kan vertrou nie, nie eers God nie. Kom ons wees eerlik met mekaar. Ons voel ons kan niemand vertrou wanneer ons belangrike besluite moet neem nie. Maar juis hierin moet ons onsself kan herinner dat God weet wat die beste vir ons is. Hy weet meer wat jy nodig het as wat jy dink jy nodig het. En daarom kan ons rus vind in die getrouheid, in die karakter en die wese van wie God is. Die tweede gedagte van Dawid bou voort op dit. Hy skryf, laat my tog nie beskaamd staan nie. Nou beskaamd beteken, hy verwys na 'n teleurstelling in sy hoop en sy verwagting. En wat Dawid eintlik hier sê is, Here, wanneer ek my vertroue op U plaas en ek oorhandig myself en ek gee myself oor aan U, moenie laat ek teleurgestel word nie. Want ek weet my vertroue is in U. Want hy maak staat op sy rots, sy verlosser en sy saligmaker. En dis kom hy sê, Here, wanneer ek my vertroue op U plaas, moenie laat ek teleurgestel word nie. Ek vra om nie teleurgestel te word nie. Die een kommentaar stel dit so mooi en sê, Dawid vra dit in so 'n manier dat God vir hom 'n vriend en 'n helper sal wees, sodat Dawid hom nooit hoef te skaam oor hy God vertrou het nie. Dat hy nooit gevoel het, maar dit sou 'n fout wees om God te vertrou nie. Hy sê in Psalm 119 vers 116, ondersteun my volgens U woord, sodat ek kan lewe. Laat my nie beskaam staan oor my hoop nie. Romeine 5 vers 5, en die hoop beskaam nie, want God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Dawid het geweet, hy sou nie voor sy vyande kan staan sonder God se teenwoordigheid in sy lewe nie. Dawid het geweet, met al die vrese, met al die skuld, met die hele berg van omstandighede wat op sy rug dra, het hy geweet, hy gaan nie alleen voor dit kan staan, sonder God se teenwoordigheid in sy lewe nie. Hy het geweet, as God nie sy hand oor sy lewe hou nie, het Dawid selfs verklaar dat hy nie fisies of geestelik meer sal kan lewe nie. Wat 'n sterk en kragtige uitbeelding van God se teenwoordigheid, van sy persoonlike verhouding met God, om te sê, maar ek kan nie sonder die Here leef nie. Ek wil nie sonder die Here leef nie. Ek het sy teenwoordigheid voortdurend nodig in my lewe. Ek het sy teenwoordigheid voortdurend nodig in my verhoudings. Ek het sy teenwoordigheid voortdurend nodig by die skool, in my besigheid, waar ek ook al gaan. En kan ons werklik waar vandag sê, dat ons nie sonder die Here kan leef nie, dat ons nie fisies of geestelik kan leef, as hy sy hand sou moes onttrek nie? En die realiteit van die saak is, Dawid sou nooit beskaamd gestaan het nie, want sy vertroue was vas en geanker in God. Maar jy sien, elkeen van ons sal beskaamd staan, as ons op enigiets anders vertrou as op die Here. Want alles in hierdie lewe is tydelik. Dinge kan nou reg wees, dit vat net 'n oproep. Dinge kan nou bymekaar gemaak word, dit kan gesteel word. As jy jou hoop en vertroue op enigstens iets anders plaas as God self, sal jy beskaamd staan, want dit is nie geanker nie, dit is nie vas nie. Ons mag dalk beskaamd staan oor ons gedagtes. Ons mag dalk beskaamd staan wanneer dit kom by ons woorde. Ons mag dalk beskaamd staan wanneer ons kyk na ons dade, want dit kom van ons gebroke menslike natuur af. Maar vriende, ons sal nooit beskaamd staan wanneer ons hoop en afhanklikheid geanker is in God, nie? Nooit. Julle kan gaan lees in Romeine 10 vers 11, Psalm 31 vers 1, Psalm 71 vers 1, 1 Petrus 2 vers 6. Dawid verklaar verder, laat my vyande nie oor my jubel nie. Dawid sê hiermee, en hy verklaar hiermee, dat sy vyande nie oor hom
moet verheug nie. Laat hulle nie met blydskap hê wanneer hy misluk nie. Want Dawid het baie vyande gehad. Baie vyande wat die ergste op hom toegewens het. En of dit nou 'n stryd was, dalk soos met Absalom en Samuel, of dit nou sy onderlinge was wat in opstand gekom het teen hom, of dit nou die skuld was van sonde wat hy gedoen het, en of dit die wêreldse magte is, soos die Satan en sy mense wat vreugde vind en genot vind wanneer 'n gelowige in Christus val, het Dawid gebid, laat hulle nie oor my verheug nie, laat hulle nie oor my jubel wanneer ek ondergang nie. En Dawid wys hierso 'n realiteit van 'n opposisie, 'n teenspoed wat ons ook gaan ervaar. Dawid se omstandighede lyk dalk bietjie anders, maar ons sit min of meer in dieselfde bootjie. Ons het ook teenspoed. Ons het ook struikelblokke. Ons het dalk ons eie vyande, fisies of geestelik. Maar dis hoekom Dawid kan bid en sê, laat my vyande nie oor my jubel nie. Ek gee hulle oor aan U. Ek oorhandig dit aan U. Vriende, juis hierin wil ek julle herinner, net soos Dawid gebid het. Ons sit in 'n nuwe jaar, 2025 wat begin. Ek weet nie wat in julle harte aangaan nie. Ek weet nie wat in julle omstandighede aangaan nie. Ek weet nie waarmee worstel julle nie. Met watse vrese of bekommernisse julle sit nie. Maar juis soos Dawid wil ek julle herinner, dat God is nie 'n God wat duisende kilometers van ons af weg is nie. Hy is nie 'n God wat homself distansieer en ons los waar ons is nie. God is 'n gebed ver. God is 'n Bybelstudie ver. God is 'n hartklop ver. Mag ons net onsself en ons omstandighede oorhandig. Mag ons net vertroue vind in die wese van wie God is, wat hy al vir ons gedoen het. En een van die mooiste uitbeeldings daarvan is, in 'n wêreld vol onsekerheid, in 'n wêreld vol pyn en vrees en lyding, in 'n gebroke wêreld, waar dinge teen spoed verander wat ons nie eens kan beskryf nie, het ons 'n God wat vir duisende geslagte dieselfde is. Ons het vandag 'n God, 'n persoonlike God, wat dieselfde God is van Abraham, van Isak, van Jakob, van Dawid. Die Here het hom nog nooit aangepas om hier in die omstandighede te wees nie. Hy het homself nooit verander om in te pas by 2025 nie. Hy is getrou, was getrou en sal altyd getrou wees. Hy het self aan Moses openbaar en gesê, God self sê, ek is wie ek is. En net soos ons vandag met eerlikheid kan sê, daar is nie 'n belofte wat God gebreek het nie. Nooit. Ek wil afsluit met die volgende verhaal. Henry Francis Lyte het sy hele lewe lank gesukkel met sy gesondheid. Maar dit het hom nie gekeer om soos 'n bees te werk vir die res van sy lewe nie. Sy hele lewe lank het hy geworstel en het hy hierdie doring in die vlees gehad van sy gesondheid wat hom agterhou. Maar hy was die herder gewees van 'n gemeente in Devonshire, Engeland. Totdat sy kragte heeltemal ingegee het. En in 1847 het die dokter hom aanbeveel om te verhuis na Suider-Frans toe, waar daar 'n laer klimaat was, wat sou aangepas het by sy gesondheid. Maar Henry het geweet, hy gaan nog een laaste preek vir sy gemeente gee, dan gaan hy nie meer kan preek nie, weens sy gesondheid. Vir 24 jaar lank was hy die herder van daai gemeente gewees, en nou bevind hy in omstandighede waar hy weet, hy het nog net een preek oor, dan moet hy sy gemeente verlaat. Sy vriende en sy familie en sy geliefdes het hom gewaarsku en gesê, Henry, dit is nie goed vir jou nie, dit is nie goed vir jou gesondheid nie, ons is bekommerd, jy kan nie daai preek gaan doen nie. Maar Henry het homself nie daaraan gesteer nie. Na 24 jaar diens het hy sy laaste preek vir sy gemeente gepreek. En hy het alles ingesit wat hy het. Na die diens het hy die nagmaal bedien en hy het saam met sy mense die fees van die Here geniet. Geëet en gedrink, nagmaal. Na sy preek het hy by die huis aangekom
En na hy sy gemeente verlaat het, en hulle was bewoon en hartseer gewees, worstel hy met homself, en hy vra homself, is dit nou die einde? Hy het geweet, hy gaan nooit weer kan preek nie. En al sy jare van bediening, sy 24 jaar van bediening, gaan so verby hom. En hy sit met hierdie worsteling, en hierdie stryd, en hierdie onsekerheid. En daai aan te maak hy sy Bybel oop, soos elke aand. En hy maak oop by Johannes 15 vers 4, wat lees, bly in my, soos ek in julle. Die engel sê, abide in me, and I in you. En volgens Henry se tuinier, het hy na sy stilte tyd, na die oseaan toe geloop, wat daar was. En terwyl hy daar staan, sak die son, oor die oseaan. En hy sê, dit lyk soos 'n swembad van gesmelde goud, soos wat die son sak oor daai water. En hy trek toe 'n stuk papier uit, en hy haal 'n pen uit, en hy besluit, hy gaan nou 'n gedig skryf. Na hy die gedig geskryf het, gaan hy huis toe, en hy gaan slyp hom, en hy gaan verander hom, en hy los hom toe vir sy aangenome dogter. Die volgende oggend het hy verhuis, hy het in sy voertuig geklim en hy het gery, en op pad na sy bestemming toe, te kry 'n beroerte. En hy eindig sy lewe met die woorde, vreugde en vrede, met 'n glimlag. Maar sy gedig het egter steeds bly voortleef, en dit het een van die mees geliefkoeste gedigte geraak. En ek lees dit graag vir julle. Abide with me, fast falls the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, oh, abide with me. Vriende, mag ons soos Henry en soos Dawid, in ons tyd van nood, kan sê, Vader, bly in my. Vader, ek gee alles oor aan U. Ek hoef nie vas te kyk in my omstandighede, want ek weet U is in beheer. Mag ons soos Dawid in 'n punt kom waar ons sê, ons gaan 2025 aanpak met die wete, dat ons op 'n God kan vertrou, wat weet wat ons nodig het, wanneer ons dit nodig het, wat die beste vir ons is. En vriende, hierdie verhaal van Henry het my geruk, want ek het besef, as 'n man kan sterf met 'n glimlag op sy gesig, en hy kan sê, abide in me, and I in you, en hy sê vreugde en vrede vir julle met sy laaste asem, kan ons vandag dieselfde doen, want dit is dieselfde God wat ons aanbid vandag. Ons God, Hemelse Vader, dankie vir U woord en U boodskap aan elkeen van ons. Vader, dankie vir U getuienis van wie U is, die wese van wie U is in ons lewens. Vader, die lewe kom en die lewe gaan, en elke dag gaan met 'n spoed verby. En ons is dikwels so geneig om te kyk na tydelike oplossings. Ons probeer dikwels die uitkomste manipuleer en dinge op ons eie manier probeer doen. Maar Vader, mag ons in ons uur van nood, in ons omstandighede, U kan loof en prys, kan sê vreugde en vrede, want ons weet U is in beheer. Vader, kan U ons help om net alles oor te gee, en ons te oorhandig aan U, ons hele menswees, wie ons is, want ons weet daar is geen vrees, geen onsekerheid, wat groter is as U liefde en U genade en U voorsiening nie. Mag ons net geanker bly in U, en mag ons soos Henry sê, abide in me, and I in you. Amen. Julle kan staan vir die seën. Ons God en ons Vader, ons het die voorreg om 2025 te kan aanpak. Maar ons weet, miskien reeds in hierdie tyd, het ons al uitdagings ervaar, het ons beproewinge ervaar, sit ons dalk met 'n stryd. Maar Vader, dankie dat ons kan weet, al het die jaar verander, al het werksomstandighede dalk verander, U bly getrou en U bly dieselfde vir duisende geslagte. Vader, mag ons staat maak op U voorsiening. Mag die wêreld nie ons vrede kom steel nie, mag ons vrede vind in U, ongeag wat die uitkomste is, want U weet wat die beste vir ons elkeen is. Vader, het elkeen vir ons op U naam geroep,
het 'n persoonlike opoffering vir ons kom gee, waar 'n verlosser gekruisig is, sodat ons vandag kan vrede vind en rus vind by U voete. Vader, seën elkeen in hulle omstandighede, seën almal in hierdie week. En Vader, ons sluit af met die woorde: Abide in me and I in you. Amen.